Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 328 of the Afrikaans translation of the Holy Quran. En ons is nou besig met die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Afdeling 7 van hoofstuk nommer 24, die lig. Surah 24, Surah An-Nur, the light. Afdeling 7, hoofstuk nommer 24, die bevestiging van die Koninkryk van Islam. Die antwoord van die gelowiges wanneer hulle tot Allah en sy boodskapper geroep word, sodat hy tussen hulle mag reg spreek, is slegs. Ons hoor en is gehoorsaam. En dit is hulle wat sal slaag. En wie Allah en sy boodskapper gehoorsaam is, en Allah vrees, en sy plig teenoor hom nakom, hulle sal seëvier. En hulle sweer by Allah hulle plegtigste beloftes, dat indien U hulle gebied, hulle sekerlik sal optik. Nie pligtige beloftes nie, maar werklike gehoorsaamheid is nodig. Voorwaar, Allah is bewus van wat julle doen. Sê, gehoorsaam Allah en gehoorsaam die boodskapper. Maar, indien julle wegdraai, is hy slegs verantwoordelik vir dit waarmee hy belas is. En julle is slegs verantwoordelik vir dit waarmee julle belas is. En indien julle hom gehoorsaam, sal julle die regte weg inslaan. En die plig van die boodskappers is slegs om die boodskap duidelik af te lewer. There is no compulsion in religion. No one can force you to Islam. No one can force you to any religion. There is total freedom of choice. Islam makes it very clear, the Quran makes it very clear, there is no compulsion in religion. The duty of the boodskapper, the duty of the messenger is simply to convey the message, to convey the truth, to give glad tidings, and to warn the people, to warn all of mankind, right? Allah het aan diegene onder julle wat glo en goeie werke doen. So in die hele Quran, there's a double duty. Nie net glo nie, believing alone is not enough. Glo en goeie werke doen. You must do two things, believe and do good deeds, right? Allah het aan diegene onder julle wat glo en goeie werke doen, beloof dat hy hulle stellig as regeerders op die aarde sal aanstel, soos hy diegene voor hulle tot regeerders gemaak het, en dat hy die godsdienst wat hy vir hulle verkies het, sekerlik sal bevestig, en dat hy hulle, na hulle vrees, veiligheid sal gee. Hulle sal my aanbied, en niks met my vereenselwig nie. En wie daarna ondankbaar is, hulle is die oortreders. En onderhou die gebed en betaal die offergawes en wees die boodskapper gehoorsaam, sodat genade aan julle bewys mag word. Dink nie dat die ongelowiges die waarheid op die aarde sal verswak nie. Hulle tuiste is die vuur. En dit is inderdaad 'n slegte bestemming. Dit is 'n baie slegte bestemming. 328, 329. Join me in the next episode 329 van die Heilige Koran by Imam Baker. Lekker bly. Alhamdulillah Rabbil Alamin.